Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Glo jy dit vandag? Het is maklik om het te sing, is moeilik om het te leef. En miskien het die Here met iemand gepraat daardeur. So, ons is vandag aan die begin van 'n splinternuwe reeks. En ek is altyd opgewonde oor reekse, is vir my lekker om reekse te doen. En die rede daarvoor is wat mens kan 'n topic vat, mens kan 'n storie vat, mens kan 'n narratief uit die woord uitvat. En jy begin by 'n punt en jy werk om so deur, nê. En dit werk lekker. So hierdie volgende tydperk gaan ons dan nou presies te doen. En ek wil sommer begin by 'n storie van toe ek so maand, 2-3 maande terug, ek kan nie lank eers dink terug hoe lank dit was nie. Toe was ek in Amerika vir 'n conference gewees. En ek het toe op pad na die conference toe, het ek 'n stop gemaak in Washington DC. En terwyl ek nou na Washington toe op pad was, toe sien ek op die nuus dat dieselfde tyd wat ek daar gaan wees, gaan King Charles van Engeland daar wees. En ek dink toe, wow, dis nou nice, King Charles, jy weet, ek het die ou nou nog nooit in lewende lywe gesien nie, maar toe dink ek, ag, weet jy wat, dit sal nou obviously nou nie, jy weet, ek sal nou nie daai geleentheid hê nie. Ek sit op die lughawe op een plek en wag, en toe kyk ek op die nuus, en ek sien, wow, ek gaan nou vanmiddag in Washington wees as ek land daar, en King Charles is vanmiddag in Washington as ek daar so is. En ek dink by myself, maar wanneer gaan ek nou weer die geleentheid kry om King Charles te sien? Ek twyfel of hy hiernatoe gaan kom. So kom ons check dit uit. En ek land daar in Washington en ek besluit, right, ek gooi sommer daar my akkommodasie, die tasse neer, en ek besluit ek gaan op 'n trein spring en so naby as moontlik aan die White House kom, want ek lees toe nou, Google toe nou nie, hy gaan nou daar wees. En ek kom op 'n stasie so naby as wat ek kan, Capitol Hill, so naby as moontlik aan die White House, en ek klim daar uit en is toe nou 'n hele distansie. En ek het toe nou iewers gelees, hy gaan soos 2 uur of 3 uur die middag, gaan hy daar arriveer, in al sy grandeur. En ek besef, ek gaan moet hardloop, en ek hardloop daar in Washington, jy moenie daar hardloop nie, want enigiemand wat hardloop daar is suspect, verstaan, veral deesdae. Maar anyway, ek hardloop toe nou, en ek besef, maar ek moet dalk aan een van die ingange van die White House gaan staan, want hy sal mos nou daar inry, dis waar hy moet inkom. En ek kom toe na een van die ingange toe, en die Secret Service kom so nader gestap daar. Ek sê, hallo, sê ek vir hulle soos, hulle groet my glad nie. En ek soos, is the king going to come into this entrance? Hulle soos, we're not sure. Sê hulle vir my, ek soos, you're sure, en hy stap toe na, ek soos, okay, nee, dis reg, ek gaan hierdie mense kwaad maak nie. En nou moet julle verstaan, hulle het blokke om die White House, want 'n week voor dit het hulle Trump probeer skiet by daai correspondence dinner, so letterlik blokke om die White House is afgesper. Jy kan nie eens meer by die heining van die White House vandag kom nie. En ek hardloop om die blok na die ander ingang van die White House toe, en ek gaan daar in die Secret Service ook, en ek sê, is the king going to arrive through this gate? And hy says, why are you asking? Vra hy vir my, ek says, no, I'm just wondering. I say, are you British? Ek sê, no, I'm not British. Hy kyk my so aan, soos, why, hoekom is jy hierso, nee? En ek dink, okay, weet jy wat ek dalk moet doen, is ek moet dalk teruggaan, en ek moet daar voor, so ver as moontlik aan die voorkant van die White House staan. Dis dalk die enigste manier hoe ek nou gaan sien, want nou staan ek aan verkeerde ingang, en dan kom jy ou by verkeerde ingang, en dan mis ek nou totaal en al. Maar dis redelik ver gewees, en ek staan daar so, en ek kom daaraan en ek dog eers, ek weet nie of ek op die regte plek is, of ek die tyd reg het nie, want dit lyk nie vir my, asof enige iemand wat hierso is, weet dat die koning gaan kom nie. Want daar is soos niemand daar nie, daar is soos 15 mense gewees. Ek het gedog het gaan gepak wees, daar gaan crowds wees, almal gaan wag vir die koning om te kom. En daar soos, ek dink al was so 3-4 Amerikaanse families en so 'n paar Britse mense, en dan obviously nou ek, enigste smaak wat daar rondhang, en so aan. En ek staan toe daar in die volgende oomblik, toe kom die koning nou aan, en ek het actually 'n videoetjie van dit. So ek het gedink, kom ek share dit met julle, is julle reg om dit te sien, maar julle gaan baie mooi moet kyk, het was redelik ver gewees. Okay, so, kom ons check dit uit. Sien die polisie oral.
Jep, dis hoe ver dit was. Dis die naaste wat jy kan kom aan die plek. Jee, daar kom die koning. Ja, en dis dit. So, dit was vir my baie underwhelming ervaring gewees. En ek kyk om my rond en soos ek sê wat my die meeste geskok het is, hoekom is nie ander crowds hier nie? En ek praat met mense daar en mense soos, are you British? En ek is soos, no, I'm not British. Jy weet julle kom ons nou hoor, are you British? Vir alle my nie. En ek praat daar met 'n man of vrou en ek is soos, ek het regtig meer mense hier verwag. En die res van die Amerikaners, julle sal sien, is gefrustreerd, hulle blok al die strate af, hulle kan nêrens heen ry nie, hulle wil huis toe gaan, hulle is gefrustreerd. En almal gaan dit al met hulle lewe en hier is die koning van Engeland en nobody cares. En ek vra vir myself toe ek nou terugstap, want toe het ek nou hierdie gesien, dit was letterlik net daai, dit is in real time hierdie, en toe is dit verby en hy's daar en hulle gaan aan en hier staan ek. En nou moet ek al die pad teruggaan want ek was redelik ver van dit af gewees. En toe ek terugstap, toe sê ek vir myself, is dit nie interessant nie? Konings is regtig nie vandag meer 'n big deal nie. Veral vandag se konings. Dis nie 'n big deal nie. Nobody cares of daar koning dalk in Engeland self is dit bietjie 'n groter deal, maar in demokrasie soos Suid-Afrika of Amerika of so, konings is net nie 'n big deal gewees nie. Wel ek sê vir myself toe ook, weet jy wat, as jy terugdink aan die antieke tye, as jy terugdink aan die Ou Testamentiese tyd en die Bybelse tyd, dan was dit 'n totale ander prentjie gewees as dit by konings gekom het. Konings was 'n big deal gewees in die Bybelse tyd. 'n Koning was 'n alleenheerser gewees. 'n Koning was nie net 'n seremoniële persoon gewees wat linte geknip het en koeke gesny het en allerlei sulke goed gedoen het nie. 'n Koning het besluit of daar oorlog gaan wees en of daar vrede gaan wees. 'n Koning het besluit wat die wet gaan wees. Die konings in die ou tyd het die wet in existence ingespreek. Hy het gesê, vat 'n pen en skryf en wat jy skryf word die wet. Dit is wie die koning is. Die konings in daai tyd is die persoon na wie almal opgekyk het. Almal se oë was op die koning gewees. Almal was ingestel op die koning. Almal se hoop was op die koning gewees. Konings was 'n big deal in die Ou Testamentiese tyd gewees. En is teen hierdie backdrop van die belangrikheid van konings en koninkryke en koningskap wat ons dan nou hoor en wat ons dan nou indelf in een van die heel bekendste Bybelverhale. En waar ons lees van een van die bekendste konings en een van die bekendste koninkryke wat bedreig was. Daar was 'n groot hostile nasie gewees, 'n vyandige nasie wat een van die bekendste konings en koninkryke bedreig het. En wie's dit? Dit is koning Saul van Israel. En wie het hom bedreig? Wie die Israeliese nasie bedreig? Enigiemand wat weet? Goliat van die Filistyne. Dit was sy bedreiging gewees. En is teen hierdie backdrop wat dit afspeel. Ek dink vir ons wat in 'n demokrasie lewe is dit baie belangrik om te verstaan hoe belangrik koningskap was. So ons gaan vandag lekker in die woord indelf. Het jou Bybel saamgebring? Ek het my kansel Bybel, kan julle hom sien, jy kan hom nie mis nie. Ek het hom saamgebring en ons gaan ons bietjie in 1 Samuel 17 gaan ons tyd spandeer. So as jou Bybel het, asseblief maak hom oop. Dalk het jy 'n digitale Bybel, moenie worry nie. Dis 100% reg om 'n digitale Bybel te hê en as jy glad nie ingebring het nie, moet nou glad nie uitvoel nie want I've got you covered. Okay, dit gaan op die skerm ook wees vandag. So ons gaan vandag dit kan lees. So hier is die koning Saul, sy koninkryk word bedreig deur Goliat die Filistyn en ons is dan in 1 Samuel 17. So kom ons spring weg daar en ons lees dit saam. Die Filistynse troepe het saamgetrek vir oorlog. So hierdie manne is ready to roll. Hulle is reg vir oorlog. Nou die Israeliese nasie is besig om in Kanaan in te beweeg. Dis nou na Josua gewees, dis na Moses, dis na al die rigters en so aan. En die eerste koning van Israel is Saul gewees. So hulle is besig om in te beweeg. Hulle het by Soko in Judea bymekaar gekom en kamp opgeslaan by Efes Dammim tussen Soko en Aseka. Weet jy presies waar dit is? Okay, so is die suide gewees. So Saul en die manskappe van Israel het die vallei by die groot boom, daar het hulle kamp opgeslaan en hulle vir die geveg teen die Filistyne gereed gemaak. Die Filistyne en die Israeliete het op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. So een heuwel is die Filistyne en die ander heuwel is die Israeliete, Saul en Goliat. En tussen hulle is hierdie nice vallei wat ons noem die vallei van Ela.
So, daar was 'n vallei tussen hulle, dis nou Ela, Goliat, 'n uithaalvegter. Hierdie ou het nie gespeel nie. Hierdie ou was nie daar vir grappies nie. Hierdie ou was groot geweest, hy was sterk, hy was 'n boebaas, 'n uithaalvegter geweest van Gat. Interessante dorp, interessante plek. Jy weet, ek dink myself, het laat my dink aan Van der Byl, waar ek groot geword het. Anyway, hy het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hoe lank was hy geweest? Hy was net 3 meter lank. So hy sou waarskynlik nie in jou en my huis kon inkom nie. Hy was 3 meter lank geweest. Dit was 'n huge persoon hierdie geweest. So ons sien, ek gaan die volgende paar verse nou nie lees nie, die volgende 3 verse nie, maar ons sien, hierdie ou het alles brons aangehad. Uit brons het hy hierdie been, armor het hy aangehad, hy het hierdie brons helm opgehad, hy het hierdie harnas aangehad, wat van skubbe gemaak is. Net sy harnas wat hy aangehad het, was 57 kilogram geweest. Kyk, dit is 'n size van 'n graad 7 kind, of wat ook al nie. Dit hierdie massive persoon gewees. So, ons ken hierdie storie nie, ons gaan voort. Lees saam met my dan vers 7, 1 Samuel 17 vers 7. Hier beskryf hy verder hoe groot hierdie ou was. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk. En die ysterlem van die spies het 7 kilogram geweeg. So die ysterlem van hierdie bronsswaard en al die goed het 7 kilogram geweeg. 'n Wapendraer het voor hom uitgeloop en 'n skild gedra. Hy het teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskreeu: "Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word?" skree hy daarso. "Ek is tog 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n 2 geveg met my kan voer. As julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom doodmaak, sal julle ons slawe wees. Ek daag vandag die gevegsmagte van Israel uit. Stuur tog iemand om teen my te kom veg." Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en hulle was baie bang gewees. So hier staan hierdie ou en hy sê vir hulle, luister, dis nie eers nodig dat ons 2 armies te mekaar veg nie. Ons weet hierdie ding gaan nie werk nie. Julle lot weet nie om te veg nie. Julle lot is nie eers naby opgewasse teen die military might van die Filistynse army nie. Julle gaan hierdie ding nie maak nie. Dit gaan nie werk nie, okay? So weet jy wat, julle kan sommer net iemand stuur, julle beste ou om teen ons beste ou te kom veg. En dit het baie keer so gewerk in die antieke tye. Hulle sou die 2 grootste ouens bymekaar kry en dan die een wat wen is dan die persoon wat wen. Nou die laaste sin is vir my so belangrik, nê. Hy sê Saul, interessant, en die Israeliete toe hulle dit hoor, was hulle mismoedig. Hulle was bang gewees. Hulle was paniekerig, hulle broeke het gebewe. En as jy 'n bietjie verder lees, sal jy sien, hierdie ou het dit vir 40 dae en 40 nagte gedoen. So hierdie ou het in die oggende te uitgekom en hy het hulle beledig en hy het hulle sleg gesê en hy het hulle God sleg gesê en hy het hulle as nasie sleg gesê en hy het hulle verneder en hy het hulle geminag. In die oggend as hy opgestaan het, het hy dit gedoen, was hy op rou vir 'n hele tyd gewees en dan in die aand, net voor hulle gaan slaap om hulle so bietjie verder te ontseën nie, het hy presies dieselfde gedoen. 40 oggende, 40 aande, 80 keer hou hierdie ding aan, wat hulle verskree en hulle humiliate en hulle sleg sê en verkleineer. Nou weet nie van jou nie, maar ek dink dit het een of ander tyd bietjie psychological effek op 'n mens, nê. En ek dink Israel en ek dink die army wat daar bymekaar was het op 'n stadium gesê, okay, ons kan hierdie nie meer vat nie. Ons het nou genoeg van hierdie ding gehad. Ons gaan nou 'n jockey moet kry wat op hierdie perd klim aan Israel se kant, 'n champ, iemand wat bereid is om hierdie ou te face. En almal in die army en almal wat daar was, die hele volk Israel, almal het geweet wie daai jockey eintlik veronderstel is om te wees. Wie was dit veronderstel om te wees? Natuurlik, dit was veronderstel gewees om Saul te wees. Saul is die leier, hy is die koning. Almal het geweet die koning is die een wat hierdie moet doen. Hoekom? Want nommer 1, hy is die koning. Die koning is die leier, hy moet voorloop, hy moet die voorbeeld stel. En nommer 2, ek weet nie of hierdie geweet het nie, maar hy was die langste en die grootste ou in Israel gewees. Saul was groot, hy was lank, hy was sterk. So hy was ideaal fisiologies en polities, militêr was hy die persoon wat hierdie moes gedoen het. So die volk Israel en die weermag en almal het kind of hulle hoop in Saul geplaas. Hulle het almal hulle vertroue in hom geplaas. Maar waar is Saul? Kriek, 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 kriek. Saul is in die tent. Okay, Saul is vreesbevange. Saul kruip onder die komberse weg. Saul is bang vir die spooke. Hy hoor dit oggend, hy hoor dit aand. Julle, dis nie asof dit een keer en hy sê, "O, ek het eers gehoor hy sê dit nie."
40 dae, 40 nagte, 80 keer wat hierdie ou dit sê, en wat doen Saul? Hy feature net glad nie, hy's missing in action, hy's net nêrens te sien nie, die hele nasie vertrou op hom, die hele nasie kyk na hierdie ou om voor te kom loop en Goliat te challenge, en hy doen dit nie. En hier is iets wat belangrik is, dis hier waar die Ou Testamentiese storie en ons storie in die 21ste eeu, ons wat in Rustenburg sit, so bietjie begin overlap met mekaar. En dis iets belangriks wat ek wil hê jy moet weet vandag as ons hieroor gesels. En dit is, ons plaas ons hoop in dit waarop en in wie ons vertrou. Weet jy hierdie? Dit waarop jy vertrou en in wie jy vertrou, is waar jy jou hoop op plaas. Dis waar jy jou hoop vanuit kry, in die ding of die persoon op wie jy vertrou. Hulle het dit gedoen, ons het dit gedoen, en ons doen dit nog steeds vandag. So ek wonder, waarin plaas jy jou vertroue? Miskien plaas jy jou vertroue in jou finansies. Miskien plaas jy jou vertroue in jou huweliksmaat. Miskien is jou vertroue in jou eie vernuf, of jou kundigheid. Of jou vertroue is dalk miskien in jou gawes, of jou talente, of jou manier om te kan connect, of jou network, of jou net worth, of wat mag dit wees? Waar is jou vertroue? Want weet jy wat, daar waarin jy jou vertroue plaas op, of in wie jou vertroue plaas, is waar jy hoop vandaan gaan kry om aan te gaan. En dis presies wat hier aangegaan het. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's 'n direkte verband tussen die omvang van jou hoop wat jy in iets of iemand plaas, en die omvang van jou teleurstelling, wanneer daardie persoon op wie jy hoop geplaas het, of daai ding waarin jy hoop geplaas het, jou teleurstel. Met ander woorde, hoe groot mate van vertroue jy in daardie persoon, of in daai iets geplaas het, dalk jou finansies, dalk jouself, dalk jou eie kundigheid, of kennis, of kwalifikasies, of whatever dit mag wees. As dit jou teleurstel, dan is die hoeveelheid vertroue wat jy daarin gesit het, presies dieselfde as die hoeveelheid teleurstelling wat jy daar uitkry. En soos ek gesê, dit is presies waar hierdie mense was. En dis hoekom as jy jou vertroue geplaas het in jou familie, dalk in jou huweliksmaat, dalk in jou ouers, en hulle stel jou teleur, dan is die teleurstelling wat jy beleef soveel erger as die buurman wat langs jou bly en jou teleurstel, of 'n kollega wat jou teleurstel, of 'n vreemdeling wat jou teleurstel. Want die mate van vertroue wat jy in iets sit, is direk gelyk aan die mate van die teleurstelling wat jy kry, as daardie hoop nie realiseer nie, en jy gefaal word. So wat ons hier sien, moet hierdie nie mis nie. Israel plaas hulle hoop in Saul. Israel plaas hulle hoop in Saul. Hulle plaas hulle vertroue in Saul. Hulle kry hulle hoop uit Saul uit. En besef jy hierson, ons gaan vandag 'n bietjie 'n ander angle met hierdie storie vat. Maar besef jy, Israel se grootste probleem was nie eintlik Goliat gewees nie. Israel se grootste probleem was Saul gewees. Israel het verkeerde koning vertrou. Israel het hulle vertroue en hulle hoop in verkeerde koning geplaas. En hoe meer hulle vertroue in hierdie koning plaas, kom asseblief uit, kom veg vir Goliat, en hoe langer hy dit nie doen nie, hoe meer begin Saul kredietwaardigheid verloor, hoe meer begin Saul vertroue verloor in hulle oë, hoe meer begin hierdie mense hoop verloor, en hoe meer ontevrede raak hierdie mense met die koning, want hy daag nie op nie, hulle is bang, hulle is angsbevange vir hierdie persoon wat hulle dag en nag ridicule, dag en nag, en ontevredenheid oor die koning begin groei en styg. En dis baie ironies, weet jy hoekom? Want God wou nooit gehad het dat Israel in die eerste plek 'n fisiese of aardse koning moes gehad het nie. Dit was nooit God se plan met hulle gewees nie. Hoekom nie? God wou die koning wees. God wou Israel se koning wees. God wou gehad het dat hulle hom moes vertrou. God wou gehad het dat hulle hoop in hom as die koning moes plaas. God wou gehad het dat Israel moet anders wees as al die nasies reg rondom hulle. Die Egiptenare het 'n farao gehad, die Filistyne het 'n koning gehad, al die verskillende nasies het konings gehad, maar God wou gehad het, hulle moes anders wees. En dis hoekom Moses, toe hy hulle uitgelei het, die eerste persoon wat hulle uitgelei het uit Egipte uit in die woestyn, en Moses wou nie 'n koning wees nie, want hy het geweet, Israel het klaar koning. Josua wou nie 'n koning wees nie, hy het geweet, Israel het klaar koning. Ons wil nie konings wees nie. Israel het 'n koning. Israel het 'n koning. Dit was God se oorspronklike plan met Israel gewees, en met die nasie van Israel. Hy wou hulle gebruik as 'n skaalmodel. Hy wou hulle gebruik het as 'n voorbeeld, dat die nasies rondom hulle kon sien, hoe lyk dit as 'n God, en as die God
oor jou regeer? Hoe lyk dit as die God in beheer is van 'n nasie? Hy wou dit showcase vir die wêreld. Dis wat God wou gedoen het daarso. En daarom het hy 'n teokrasie gevestig. 'n Demokrasie is waar mense stem, 'n teokrasie is waar 'n godheid of 'n goddelike entiteit, in ander woorde God, die hemelse koning, waar hy regeer het. En hy het sy wet gegee, waar volgens rigters dan die mense sou lei, maar hy het ultimately regeer en die rigters gelei ensovoorts. Dit was God se plan gewees en dis wat ons eintlik sê, is Israel moes vir die wêreld wys, hoe lyk dit as God regeer en as God in beheer is? Maar wat doen die Israeliete? Hulle haal uiteindelik hulle oog van God af, net soos ek en jy ook. Hulle haal hulle oog van God af en hulle kry hulle oog op die mens. Hulle begin kyk na die nasies rondom hulle. En hulle sien, die Filistyne het 'n koning, die Egiptenaar het almal 'n koning rondom hulle en sê ons wil ook 'n koning hê. En daar was die koning van hemel en aarde, God was daar gewees, maar hulle sê ons wil 'n sigbare koning hê. Ons wil 'n fisiese koning hê. En so 11 eeue voor Jesus Christus, toe gaan hulle na Samuel toe, want Samuel was soos 'n ander autoritaire persoon gewees in Israel, want op daai stadium het die rigters nie hulle werk gedoen nie, hulle was veronderstel om iets te doen, en Samuel was deel skuldig daarvoor gewees. So hulle besluit toe nou, ons gaan na Samuel toe gaan, hy het aandele in dat die rigters nie gewerk het nie, en ons gaan met Samuel praat, en vir hom sê, ons soek 'n propperse koning, ons soek 'n koning wat ons kan sien. So ons gaan vir 'n oomblik net terug gaan na 1 Samuel 8 toe, so lees dit saam met my, ons gaan kyk daarna vers 1, 3 en 5. So hier gaan na hom toe. So toe Samuel ouer begin word het, en hier is die fout wat hy gemaak het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. En per se is dit nie 'n probleem nie, ek meen hulle vat oor by hom, maar die probleem is sy seuns was nie morele mense gewees nie. Sy seuns het nie God gevolg nie, sy seuns wou hulle eie empire en hulle eie koninkryk gebou. Dit was nie mense gewees wat God gevolg het nie. So hulle het anders as hulle pa Samuel opgetree en was ingestel op eie gewin en omkopery. Eie gewin en omkopery, hulle het die posisie misbruik, hulle het hulle posisie misbruik, en selfs in die regspraak was hulle korrup gewees. Die leiers van Israel, sien julle die leiers van Israel, het toe by Rama bymekaar gekom, nie by Batrou of Flora nie, daar bymekaar gekom, en die saak met Samuel bespreek. Kyk, so lees nou by Samuel, kom laat ons boeke vat, kom laat ons praat, en dan sê vir hom, kyk, sê hulle vir hom, u is nou al bejaard, u is nou 'n bietjie oud, okay, jy het baie myle op, dis die probleem hierso, en u seuns volg nie u voorbeeld nie. Okay, ons weet dit almal, en dit is moeilik as jou seuns die ding doen, hulle doen nie 'n goeie job nie, hoe praat jy met hulle, en daar's 'n awkwardness tussen julle, en dan proe Kersete net nie so nice as almal met tafel sit en daai ding nie. So hy sê, julle volg nie u voorbeeld nie. Stel vir ons 'n koning aan, soos die gebruik is by al die ander nasies. Wat sê hulle? Hulle sê, ons wil ook soos die cool kids on the block wees. Ons wil ook 'n koning hê. Ons wil ook soos al die nasies rondom ons wees. En hulle besef nie dat God het hulle wat Israel is vir totale ander doelwit, totale ander purpose geroep nie. En dit is, hulle moenie by die ander nasies inpas nie. Hulle moet anders as die ander nasies wees. God het Israel geroep om 'n lig vir die nasies te wees. God wou hulle God wees, God wou hulle so seën, God wou hulle so bless, God wou hulle so lei, dat al die nasies rondom Israel die sukses en die seën kan sien, en besef, hulle het nie 'n koning nie, so die nasies kan nie sê, wie is julle koning, julle het so great koning nie, ons wil onder julle koning wees nie, want daar was nie 'n koning nie, hulle moes sê, wie is julle God? Want hierdie God seën julle, en ons sien die suksesse, en dis 'n lig vir die nasies, ons soek na hierdie God, ons wil hierdie God oor ons laat heers, ons wil hierdie God se teenwoordigheid in ons nasie ook hê. Dit was die plan gewees. En uiteindelik groter as dit was Israel se purpose gewees om baie meer te doen as om net die nasietjies daar te bless. God se ultimate purpose en doel met Israel was gewees dat elke nasie in die wêreld deur hulle gebless sou wees. Hoe? Deurdat daar een persoon, een koning. En hoor vir my mooi, ek sê hier in hoofletters, die koning deur Israel sou kom. En ons weet wie daai koning is. En die koning sou deur Israel kom, en die koning sou die nasies van die wêreld gebless het. Ons weet Israel self was nie noodwendig die major blessing vir die ganse wêreld nie, is nog steeds nie vandag nie, maar die major blessing sou wees die een wat uit Israel uitkom, die koning, wat elke een, en elke nasie, stam, volk en taal van die wêreld sou bless. Dit was God se purpose met Israel, nie om 'n koninkie te hê en aan te gaan in emotions soos die res van die nasies om hulle nie. Weet julle wat is die sad ding?
Israel kon dit nie insien nie. Hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle het net vasgekyk in die hier en die nou en die sigbare. Dis al wat vir hulle saak gemaak het. En Samuel, met wie hulle hierdie gesprek toe nou het, is besig om te sien wat hier aan die gang is. Kom ons lees verder. Samuel was baie ontsteld oor hierdie versoek en het eers die Here gaan raadpleeg. Sien julle, hier's nog 'n beginsel wat hier deurkom. Voordat jy groot besluite in jou lewe neem, moet jy die Here eers gaan raadpleeg. Raadpleeg jy die Here? Ken jy die Here as jy groot besluite moet neem of maak jy dit sommer self? Dit was een van die goed. Ek weet nie of hy dit gedoen het met sy seuns nie, maar in 'n geval het hy dit hier gedoen want dit was 'n baie belangrike saak geweest. Hy gaan raadpleeg en hy gaan soek eers die Here. Dis God se hart, nê? Gaan raadpleeg die Here. Hy sê maak soos hulle sê, antwoord die Here. Dis shocking. Die Here sê maak soos hulle sê. Want dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar vir my wat hulle nie meer as hulle koning wil hê nie. Is dit nie sad hierdie nie, ja? Hy sê Samuel, want Samuel is ontstel, hulle wil my nie meer nie, hulle wil nie my seuns hê nie, ons is nie goed genoeg, die Here soos nee. Geef hulle wat hulle wil hê, Samuel, hierdie gaan nie oor jou nie, en dit gaan tot 'n mate oor jou seuns, maar dit gaan ook nie eintlik oor hulle nie. Weet jy oor wie gaan hierdie? Dit gaan oor my wat God is. Israel wil my nie meer as hulle koning hê nie. Israel wil nie my wette en my reëls en my rigting en my leiding en my wil, my plan, my doel. Israel wil dit nie meer nie. Dit gaan nie oor jou nie, Samuel. Dit gaan oor my. Hulle het my verwerp as die koning, as die koning. En dan gaan God verder en hy sê vir hulle daar, doen soos hulle vra. Julle, hierdie is shocking, nee. Ek dink by myself, een van die gevaarlikste plekke waar 'n mens kan kom, is as die Here vir jou sê, maak soos jy wil. Jy weet wat my wil is, jy weet wat my plan is, maar is reg. As jy dan wil aangaan, doen soos jy wil. Maak soos jy wil. Die wat ouers is, wie het dit al met jou kinders gedoen? Hier is 'n ouer wat met kinders praat, né? Ek sê vir julle moenie op my muurtjie gaan loop nie. Ons wil. Okay, is reg. Gaan loop op daai muurtjie. Doen wat jy wil. Maar ek sê nou vir jou, fill in the blank, né? Julle ken hierdie. Dis God die Vader wat praat met sy kinders hier. Okay, goed, as julle dan my advies, my raad, my wil verwerp vir julle lewens, is reg. Kry wat julle wil hê, doen wat julle wil doen, volg julle eie kop. En dan sê hy daarso, maar waarsku julle ernstig oor wat 'n koning met hulle sal doen. Is reg, Samuel, gee vir hulle wat hulle wil hê, maar waarsku julle wat met hulle gaan gebeur. Hulle verwerp nie net 'n regeringsvorm nie, hulle verwerp God self. En hier kros die lyne weer tussen daai tyd en hierdie tyd. Ek wonder of is hier dalk vandag van ons, en ek weet hier's vandag van ons wat dalk dieselfde met die Here gedoen het. Jy weet wat God se wil is, jy weet wat God se roeping is, jy weet wat God se plan is. Hy het dit in sy woord vir ons gesê. Dis daar, dis nie 'n geheimenis nie, dis iets wat ons moet ontdek, dit is daar. En dan kom ek en jy en ons sê, ek weet wat die Here sê, ek weet wat God se plan is, maar weet jy wat, ek wil my eie ding doen. Ek wil my eie rigting gaan, ek sal my eie reëls volg, ek sal in my eie oor doen wat reg is. En so skuif ons fokus van die koning af, en ons skuif ons fokus en ons maak vir onsself ander konings, stel vir onsself ander konings in ons lewens aan. Ek wonder wie is die konings vandag in ons lewens hier? Ek wonder of is dit dalk jou besigheid? Ek wonder of is dit dalk jou finansies? Ek wonder of is dit miskien dalk ander mense, of soos ek sê, dalk jou eie vernuf, of jou eie vermoëns, of jou netwerk, of die connection wat jy het met mense, of wat ook al dit mag wees. Ek wonder wie van ons wat in hierdie plek sit het dalk dieselfde gedoen. En wie is dalk miskien op daai plek vandag in hulle lewe? Want die Here sê toe vir hulle, en miskien het die Here dalk vir jou gesê, is reg. As jy jou loopbaan wil trust, is dit reg. Gaan vir goud. Weet jy wat, as jy hierdie persoon wil vertrou, en al jou hoop op hierdie persoon wil sit en vertrou, go for it, doen dit dan. Maar ek waarsku jou, as jy van 'n mens verwag, wat net God vir jou kan gee, is daar groot probleme wat vir jou voorlê. As jy van iets verwag, wat eintlik net God vir jou kan gee, as jy van enige ander koning verwag, wat net die koning vir jou kan gee, is daar groot probleme. Dan is jy in vir 'n groot verrassing. So God gee vir hulle toe die koning wat hulle wil hê. Hy gee vir hulle vir Saul. En hier breek een van die grootste militêre krisisse uit in Israel. En waar is hulle koning? Wie hulle al hulle hoop plaas? In die tent onder die bed. Hy was nie onder die bed nie, maar hy was in die tent. Hy kry weg. Die ou wie hulle al hulle hoop plaas, die een wie hulle God, die koning verruil het voor,
is besig om weg te kruip, sy broek bewe. Dis waar hulle koning is wat hulle wou gehad het. En wat vir my interessant is, as ons dan nou kyk na hierdie besluit van Israel om aan te dring op 'n aardse, fisiese koning, waar hulle sê, ons soek nie 'n onsigbare koning nie, ons soek 'n sigbare aardse koning. So ons dink aan hierdie besluit, en ons kyk na hierdie situasie, dan sien ons dit vorm die agtergrond, of dit vorm dan die backdrop vir die storie van een van Israel se heel grootste konings. Hierdie hele storie wat ek vertel het tot dusver, is die backdrop vir een van die grootste konings van Israel, inteendeel die grootste een. En dis die tweede koning van Israel. En jy nog iemand, wie's dit? Natuurlik, dis koning Dawid, dis mos waarvoor jy gekom het vanoggend, jy weet, nie van Saul te hoor nie, maar om van Dawid te hoor nie. Dawid is 'n ou wie God self van gesê het, 'n man so na in my hart, nee. Hierdie is 'n man so na in my hart. Dit is wat God self van hom gesê het. Was Dawid perfek? Nee, verseker nie. Was hy 'n perfekte mens? Nope. Was hy die perfekte koning? Nope. En ons gaan in hierdie reeks na van daai oomblikke kyk uit sy lewe uit, en dit gaan regtig awesome wees. So nooi asseblief volgende week iemand saam, jy moet hier wees, dit gaan traction optel. So Dawid was nie perfek nie, was 'n perfekte mens of koning gewees nie. Maar daar was twee eienskappe, daar was twee oortuigings in Dawid se lewe wat hom kop en skouers bo al die ander konings laat uitstaan het. Twee dinge in sy lewe. En dit is vir my iets wat ek vir 'n oomblik hier met jou wil deel. Eerstens, wat Dawid anders gemaak het, is hy was actually lief vir God se woord en God se wet. Weet julle wat doen konings gewoonlik? Ek hoef julle eintlik nie te sê nie, ons bly in Suid-Afrika. Konings hou nie van die wet nie. Okay, staatshoofde hou nie van die wet nie. Hulle omseil die wet, hulle breek die wet, hulle minag die wet. Hulle probeer die loopholes in die wet kry soos ver as wat hulle kan. Dawid was 'n man wat lief was vir die wet van God. Hy was 'n man gewees wat lief was vir die woord van God. Dit was vir hom amazing gewees. En ja, die wet het hy gebreek ook, dit het ook op 'n stadium gebeur, maar selfs terwyl die wet hom veroordeel het hy nog steeds nie opgehou om lief te wees vir die wet en die woord van die Here nie. Hoekom nie? Want Dawid het geweet die wet van God is 'n extension van homself, van God self. En as jy toegewyd is aan die wet of die woord van God, is jy toegewyd aan God self. En dis die eerste ding wat Dawid anders gemaak het as al die ander konings. En dan die tweede en seker die belangrikste ene is Dawid het nooit vergeet wie die regte koning van Israel was nie. Nooit. Dawid het nooit vergeet wie die regte koning van Israel was nie. Selfs later in sy lewe toe hy op die troon gesit het van Israel, het hy nie vir een oomblik gewonder of misgis wie eintlik die koning is en wie in charge is van Israel nie. Nooit nie. Hy het nooit toegelaat dat sukses na sy kop toe gaan nie. Want dis mos wat gebeur nie. Sukses gaan altyd na ons kop toe en mislukking gaan altyd na ons hart toe. So as jy mislukking beleef, sê ek altyd, die meeste mense hanteer mislukking redelik dieselfde. Jy huil en jy's hartseer en is bad en is terrible. Almal lyk dieselfde by mislukking, maar nie almal lyk dieselfde by sukses nie. As jy eintlik wil sien hoe lyk iemand se karakter en hart, gee hulle sukses. Dis waar jy dit gaan sien. Dawid het selfs toe op die kruin van sukses was en populariteit en al die goed gehad het, selfs toe het hy nooit eers getwyfel wie die koning van Israel is. En hy het nooit ooit getwyfel hoe limited sy rol eintlik is in die grander scheme of things nie, nee. So, ons sien dit van vroeg in Dawid se lewe af. Hy was lief vir God se woord, hy was lief vir God se wet en hy het nooit getwyfel wie die ware koning is nie. Ons sien dit van vroeg af. So, kom ons gaan terug na die storie toe. Onthou julle waar ons gestop het? By 1 Samuel 17 vers 11. Nou kan jy weer terugblaai na 1 Samuel 17 toe. So, toe Saul en die Israeliete dit hoor, dis nou Goliat wat 40 dae 40 nagte aangaan daarso, was hulle mismoedig en baie bang gewees. So Dawid op hierdie tyd van sy lewe was 'n jong tiener gewees. Hy was so 15 jaar oud omtrent. En Dawid het op hierdie stadium sy pa se skape in die veld opgepas. Hy was 'n skaapwagter. Dis hoekom Psalm 23 so mooi is, want hy was self 'n herder gewees. Hy praat oor die Here as 'n herder, nee. So, hy was 'n skaapwagter gewees en hy pas sy pa se skape op en hy het goed gedoen daarmee. En sy pa se naam was Isaai gewees en Isaai het 8 seuns gehad en die 3 oudste seuns van Isaai, Dawid se oudste broers, het as veteraanvegters in Saul se armee geveg. So Dawid se werk as skaapwagtertjie was gewees om dan nou ook Mr. D te wees in daai tyd. Of soos 'n courier service. So sy pa dan allerhand, want daai tyd het die weermag nie vir almal kos gegee nie. Hulle het nie soos 'n kantien gehad of 'n plek waar hulle gaan sit het en dan word hulle bedien nie. So die familie het kos gevat. So Dawid het na sy skapies gekyk het nie, dan 'n ander ou handlanger het na die skapies gekyk en wat dan gebeur het is dan het
die pa vir Dawid kos gegee en gesê, gaan vat hierdie vir jou broers, wat in die oorlog besig is om te veg, of wat nie besig is om te veg nie, wat eintlik besig is vir Saul om te wag dat iets moet gebeur. So dis nie anyway wat daar aangaan. So op eendag toe sê hy, vat hierdie brode, vat hierdie gebraaide koring, hier is 'n paar kase, en so aan, en daar vat jy dit, en gaan asseblief na jou broers toe. En Dawid is soos, hy for away pa, en daar gaan hy. En hy kom daar, by die plek waar die militêre compound is, en hy stap daar in, en hy sien hy's besig om niks te gebeur nie, en die Bybel sê vir ons in die volgende paar verse sê hy, en hy die goeders neergesit by die ou wat saam met hom gestap het, en net toe Dawid daar aankom, toe is Goliat weer op een van sy episodes, daar besig om te kere te gaan. Die Bybel sê Dawid het vroeg in die oggend gegaan, Saul het vroeg in die oggend te kere gegaan, en Dawid kom toe nou aan terwyl hierdie ding aan die gang is, en hy hoor, ja, waar is julle God, en julle is niks nie, en julle kan eerder maar net forfeit, en al die goeders doen, nie. En Dawid staan daar, en hy is typies nou 'n tiener, julle weet mos soos tieners, hy wil na die voorpunt van al die aksie toe gaan. En hy reis daar deur almal, en hy staan tussen almal soos, wat gaan hier aan? En hy sien Saul is nêrens nie, hy sien die soldate sit almal daar, almal is in hulle tente, almal is uitgefriek, almal is vreesbevange, almal sit daar, hulle is paniekerig, hulle bewe, dis roemers, wat gaan gebeur, almal buite hulle tande. En Dawid is soos ek in die Twilight Zone. Wat gaan hier aan? Hoor iemand toe hierdie ou ons God beledig? Hallo? Hoor iemand toe hierdie ou ons nasie sleg sê? Hoor enige iemand wat hierdie ou sê? En almal is soos, ja, ons hoor dit, ons hoor dit. Dit is verskriklik. Dit is verskriklik, Dawid, jy sal nie glo nie, ons weet jy wat. En Dawid is soos, okay, hoekom doen niemand iets hier aan nie? Hier is die army bymekaar, hier is die koning, hier is almal, hoekom gebeur daar niks nie? En Dawid begin vra. En die vraag wat hy vra, wys vir ons, dit is so 'n mooi prentjie van die perspektief wat Dawid gehad het in sy lewe. En die perspektief waarmee hy gelewe het, vandat hy baie jonk was. Hierdie vraag wat hy vra. Die vraag wat hy nou vra is in vers 26, so, kom ons kyk na vers 26 toe, ek het nou 'n paar vertel hierso. Ek het nie tyd om alles te lees nie, so, Dawid praat toe met die ander wat daar by hom staan. En hoor wat vra hy. Wat sal gebeur met die man wat hierdie Filistyn doodmaak en so einde bring aan die skande oor Israel? Wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die leer van die lewende God so kan beledig? Wie is hierdie ou? Hoekom laat ons dit toe? What's happening, people? Wat kry die ou? En by the way, Saul het gesê die een wat hierdie persoon verslaan kan sy dogter kry. So dit is nogals 'n nice prys gewees. Saul is soos enige iets, jy weet, hy het geweet vrouens sal die mans dalk motiveer om hierdie ding te doen of wat ook al. So Dawid sien hierdie situasie wat vir my amazing is wat ek hier vir jou wil uitlig. Dawid besef onmiddellik in sy insig, want hy het die wet van God liefgehad, hy het geweet wie die ware koning is, en hy besef iets hierso wat ander mense nie besef nie, wat niemand wat daar is besef nie. En dit is, hy besef hierdie is nie 'n militêre probleem nie. Dit is 'n geestelike probleem. Hierdie is nie 'n militêre issue nie. Hier is eintlik geen militêre krisis hier nie. Hier is 'n geestelike krisis. Want hier kom hierdie onbesnedene, met ander woorde, iemand wat nie deel is van God se verbond nie. Hy kom staan voor God se volk met wie God 'n verbond het. En wat was die verbond? Ek gaan vir julle hierdie grond gee. En julle gaan nie meer as slawe soos in Egipte nie, maar julle gaan as vrye mense op hierdie grond lewe. En ek gaan julle God wees en julle gaan my volk wees en ek gaan julle seën en suksesvol maak. Dit is die verbond wat God met Israel gesluit het. En hier kom hierdie ou wat buite die verbond staan en hy sê vir hulle, it's not gonna happen. Die verbond wat julle God vir julle gegee het, ons gaan dit militêr stop. Julle gaan nie die grond kry nie, julle gaan ons slawe wees. Alles wat die Here gesê, die teendeel gaan met julle gebeur. Dis wat gaan gebeur hierso. So wie is eintlik besig om te challenge hierso? Dawid besef dit, hy is besig om God dit uit te daag hierso. God het vir hulle gesê, ek gaan hierdie vir julle gee. So as die Filistyn kom en sê, julle gaan dit nie kry nie, dan challenge hy nie die nasie nie, want hulle het nie besluit om dit te vat nie. God het vir hulle gesê, ek gaan julle seën, ek gaan vir julle grond gee, ek gaan 'n groot nasie maak. En as hierdie Filistyne dan besluit om dit weg te vat deur militêre mag, besef Dawid, is dit nie ons fight nie, ouens. Hierdie is die koning se fight. En die insig wat hy hierso het, is net vir my amazing. En dis hoekom hy hierdie vraag vra. Hy vra die vraag, wie dink hierdie onbesnede Filistyn is hy dat hy die leer van die lewende God so kan beledig? Eintlik sê hy so, hoekom staan niemand op wat God kan gebruik om sy fight te fight nie? Hier is nie ons fight nie. Dit is God se fight.
God het hierdie vir ons gesê, hulle wil dit van ons al wegvat, so dis iets tussen hulle. God soek net 'n jockey, hy soek net 'n champion wat op die perd sal klim en vir hierdie ou sal wys dat hierdie God se saak is. Dis al wat hier nodig is. En dan sien ons Dawid stap dan, hy vra so, wat kry hy en wat is die reward en wat is die beloning? En op 'n stadium hoor een van Dawid se ouer broers hom. En die ouer broer is, ek ken daai stem. En die volgende oomblik is hy soos, hier's Dawid en Dawid chat met al die soldate en hy soos, Dawid, wat doen jy hierso? Moet jy nie gaan brood en roosterkoeke en goed aflewer nie? Jy's Mr. D. Verstaan, Mr. D kom lewer net goed af. Jy loop nie in die huis in en kom sit aan die tafel en chat met almal nie. Go away. Loop, soga. Gaan huis toe. Jy nie skaap om op te pas nie. Jy nie een of ander klei osse om mee te speel nie. Go, man. En dan sien jy Dawid se hart, hy ignoreer sy boetie. Talk to the hand. En dan sê die woord vir ons, hy gaan praat met van die ander wat daar rondom staan. Sê, hoorie, maar wat is hier aan die gang, guys? Wat gaan hier aan? Wat is die probleem hierso? Wat kry mens? Wat is hier dan? En op 'n stadium bring hy so stir daar onder al die soldate dat iemand hardloop na Saul toe en sê, Saul, hier is iemand wat bereid is om die jockey te wees. Hier is iemand wat bereid is om hierdie ou te face. En Saul is so, baie dankie. Bring hom asseblief na ons toe. En ek dink Saul het in die tent opgestaan en hy was gereed gewees om hierdie persoon te ontmoet en die gordyne gaan oop en hy sê, bring hom in. En hier kom Dawid in, 15-jarige tiener. En hy sê, yes, hier's ek. En ek dink die koning het dadelik sy moed het in sy skoene gesak en het gesê, julle, dis nie 'n tyd vir jokes nie. Ek kan nie nou grappies maak nie. In 'n tyd soos hierdie, wie het 'n tyd om te lag? Is dit 'n joke? Hulle sê, nee, dis die ou wat gesê het, hy gaan dit doen. Hy sê hy kan hierdie ou face. Ek dink Saul het dalk na hom gekyk en gesê, okay, het jy enige credentials, het jy enige ervaring? Ek meen, en mense verstaan hoekom Dawid dit gedoen het, nee. Hier's 'n geestelike rede obviously, maar ek dink wat gehelp het die feit is dat hy 'n tiener was. Dis hier nog 'n tieners vanoggend, nee. Tieners is bereid om sulke goed aan te pak. 15-jariges, sky's the limit. Maar hier staan hy voor Saul. En Saul, dink ek, moedeloos, sê dit gaan nie werk nie. En die woord sê actually, Saul sê, is dit 'n joke? Ek lag nie. Niemand van my raadgewers lag nie. Dankie. Nee, vat hom weg. Nee, dankie. Dit gaan nie werk nie. En die volgende oomblik net om bly sê Dawid, hey, wag, nee asseblief nie, wag. Wow. En lees wat sê Dawid vir hom. Maar Dawid het volgehou. Want die koning gesê dankie. En almal sê dankie Dawid, dis reg. Jy weet, hy sê ek pas my pa se skape op en ek dink dit sou dalk gesê, wow, dis amazing. Jy weet, dis die regte ou. Ek pas my pa se skape op, sê, maar wow. As 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam uit die trop weg te dra, sit ek hom agterna. Saul is dalk, dis nice, maar weet jy wat, Goliat is 3 meter lank. Ek weet nie of daar sulke beere was daar waar jy is en so niemand in Bethlehem ons gebly en so aan of net buite dit. So hy sê dan sit ek hom agterna. Vers 35, ek val hom aan en ek red die lam uit sy bek. En as hy my wil aanval, want ek dink Saul, en as hy jou aanval, hy sê ons sommer die antwoord hierso. Hy sê, gryp ek hom aan sy baard en ek slaan hom dood, papa. Dis wat ek doen. Volgende een. En dalk het Salomo weer dalk het Saul, ek bly sê Salomo, dalk het Saul opgesalem as Dawid se seun, maar nie. Anyway, so Saul staan op en ek dink hy het dalk gesê, okay, en dan gaan hy verder. Hy sê, ja. Ek het dit met sowel 'n leeu as 'n beer gedoen. Okay, en dit was nie Winnie the Pooh gewees nie. En hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word. En hier kom die kruks van die saak in. Omdat hy wat doen, hier kom die geestelike ding in, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Saul moet een ding verstaan, dit gaan nie daaroor dat ek so sterk is of slim is of ervaring het, nie eens met die beer en die leeu nie. Maar ek ken die koning van Israel. En my hoop is in die koning. En daardie koning is die een wat my sterk gemaak het en gehelp het om hierdie te doen. Die Here, nie my eie vernuf nie, nie my eie krag nie, nie my eie ervaring nie my eie kennis nie my eie connections of netwerk of wat ook al nie, die Here wat my uit die kloue van die leeu en die beer gered het, sal my ook red van hierdie Filistyn. Saul, en hy lyk my uit om te oortuig, Saul het uiteindelik ingestem. Goed, doen dit, sê hy, en mag die Here met jou wees. Nou dan sê hy, okay,
niemand anders steek hand op nie, niemand anders doen dit nie, kom ons doen dit net. Dit gaan 'n epic fail wees. Het jy al iets gedoen en dan weet jy, ek weet hierdie gaan nie werk nie, maar ons doen dit nog steeds. Ja, julle ken daai nie, ek weet hierdie gaan nie werk nie, kom ons doen dit net. Kom my 5-jarige kinders gaan my help kar was, dit gaan nie werk nie, ek weet dit. Maar kom ons doen dit net. Okay, lappe in die modder en sand en allerhande goed, kom ons doen hierdie net, is wat hy uiteindelik sê. Hoekom? Want Dawid het geen twyfel gehad dat hierdie die regte pad is om te vat nie. Hy het hierdie situasie totaal anders gesien as die koning, totaal anders gesien as enige persoon wat daar was, en hy het besef, Dawid daag nie net Israel uit nie, Dawid daag die lewende God uit, en wat ek nou vir julle gesê het, sy fight is met God. Ek ken daai God, al wat hy wil hê is 'n jockey. My vertroue en my hoop is in daardie God, en daardie God sal ons deliver. En hier sien ons weer daai perspektief, julle. Hier sien ons weer daai ongelooflike perspektief wat Dawid van 'n jong ouderdom af mee gelewe het. En daardie perspektief is 'n diep oortuiging wat hy gehad het, dat die man en die vrou, wat hulle vertroue in die koning stel, wat hulle vertroue in die een stel, die hemelkoning stel, daardie man of vrou sal nie beskaamd staan nie. Daardie persoon sal nie drypsterd weghardloop nie. Dawid het dit geweet. Selfs al is daar iets om oor beskaamd te staan, selfs al is daar iets om voor bang te wees. Dawid het geweet, die man en die vrou wie se hoop en vertroue in die koning is, sal wegstap seëvierend. En daarom sê hy vir hom, luister, laat ek doen wat niemand anders wil doen nie. Laat ek doen wat niemand anders voor kan sien nie. Laat ek net hierdie ding doen. Want my vertroue is nie in jou nie. My vertroue is nie in aardse konings nie. My vertroue is nie eers in myself nie. Nie eers met die beer en die leeu nie. My vertroue is in die koning. Dis waar my vertroue lê. En jare later, toe Dawid self toen al koning was, het hy hierdie posture, hierdie perspektief waarmee hy gelewe het. Hierdie skryf hy vir ons toe neer in een van sy psalms. Hy was by the way 'n skrywer. Hierdie ou was 'n allrounder geweest, 'n skrywer, 'n digter, 'n sanger, 'n warrior, 'n ladies man. Verstaan, hy was alles geweest. So Psalm 25 lees jy en kry so insight peek. Dit is my so lekker, nee. Jy sien in Samuel sien jy wat die storie is wat gebeur het, maar in die Psalms kry jy sommer 'n inside scoop van wat Dawid gedink het. Jy sien die filosofie waarmee hy gelewe het. Psalm 25 vers 1, 3 en 5. Hy sê 'n Dawids Psalm. Hy sê ek rig my tot U, Here. Hy is die koning van die land, julle, en dit vat baie vir 'n koning om so te sê. Dit vat baie vir 'n koning om te sê ek is afhanklik van iemand. Ek het nou net vir julle vertel hoe die konings in daai tyd was, nê. Dit vat baie vir 'n koning om te sê ek rig my na U, Here. Ek vertrou op U, my God. Niemand wat op U wag word ooit beskaam nie, maar hulle word beskaam wat bedrieg sonder oorsaak. Lei my deur U waarheid en leer my, want U, o God, is my redder. Die hele dag wag ek vol hoop op U. En dit was nog altyd Dawid se gesindheid reg deur sy lewe. En weet julle wat, kan ek vir julle dit sê? Kyk vir my, moenie uitcheck hierso nie. Dit was die gesindheid wat God wou gehad het van Israel. Dit is die gesindheid wat God wou gehad het van Saul. Dit is die gesindheid wat God op soek was na, maar eers gekry het in die tweede koning van Israel, 'n man met die naam Dawid. En kan ek vandag vir julle sê, dit is die gesindheid, en hier overlap ons weer, dit is die gesindheid wat die Here ons God van ons nog steeds vandag verwag. Dit is wat sy hart is, dit is wat sy begeerte is. Julle, dat ons nie ons hoop in aardse koning sal plaas nie. Dat ons nie ons hoop in allerlei aardse dinge sal plaas. En ek wonder, wat is jou aardse konings? Wat is jou aardse konings vandag? Wat is die goed waarin jy jou hoop plaas? Want ek het nou vir jou gesê, waarin jy jou vertroue plaas is, waarin jou hoop is, en as dit jou teleurstel, gaan dit jou baie diep teleurstel. En hoe meer hoop jy in dit sit, hoe groter is die teleurstelling as dit jou val, en dis dalk waarvan ons is vandag, dat jou konings het jou geval. Dit op jy staat maak het jou geval. Wat is dit? Want die gesindheid wat die Here verwag is dat ons nie daardie konings sal aanhang nie, maar dat ons die koning van alle konings sal aanhang, dat ons sal opkyk na hom toe. En dat elke reus, elke uitdaging, elke Goliat, elke omstandigheid, elke situasie wat oor my en jou se pad kom, dat ons daai sal aanpak
Nie met die hulp van ons konings nie. Met die hulp van onsself en ons eie krag en eie vernuf nie, maar met die hulp van die koning van Israel. En die oomblik as jy jou Goliats en jou reëse aanpak met hierdie perspektief van Psalm 25 van koning Dawid, dan sal jy sien hoe die Here die oorwinning in jou hande gee. Jy sal sien hoe die Here jou deurdra. Jy sal sien hoe die Here vir jou deurkom. En dis presies wat met Dawid gebeur het. So Dawid staan daarso, Saul sê nog van hoorie trek net asseblief armor aan, trek my goed aan en is so rof, Dawid kan nie beweeg met dit nie, hy is nie gewoond daaraan nie, en hy sê nie, ek gaan hierdie gemors uittrek. Die koning sê, okay, kom ons doen net hierdie ding. En Dawid tel klippies op in 'n slingervel en hy stap af na Goliat toe. En ek het besluit, ek kan nie hierdie so goed vertel soos die nuwe Dawid fliek te doen nie, die animation fliek nie, wat hierdie jaar of einde laas jaar uitgekom het nie, een van my gunsteling flieks deesdae. So, en dit my ook inspire vir die reeks. So, kom ons kyk na hierdie sequence, hierdie epic battle. Is julle reg? Kom ons check dit uit. Daar's Goliat. Silence. Where are you going? This is an insult. Yes, a great insult. An insult you should crush. A child. You expect me to fight a child? No. No way. No, of course not. But yes, that's exactly what I expect you to do. Do you think this is a game? I will make you a snack for the crows. Or maybe they'll get a giant feast. I suppose it would be a shame to have come all this way for nothing. Marvelous! Missed. Are you sure you want to continue this, kid? You don't even have a real weapon. Maybe he can't lift one. You think your weapons can do anything against the God who parted the sea? The God who came in a pillar of fire? Wait. What are you saying? You come against me with sword and spear. But I come against you in the name of the God of heaven and earth. The battle is his, and he will give you into our hands. By Dagon! Here I was, thinking that Saul had sent a boy to do a man's job. Well, actually, he was setting me up to fight a god! Well, that's more like it! This I can get behind! Who would like to see Goliath take on a god? I accept your challenge, and I now challenge you to show yourself and let us fight! Come down here, Israelite God, and I will make you kneel before the light of the
Jy sien, Dawid het iets gedoen wat Saul nooit kon doen nie. Want Dawid het iets verstaan wat Saul nie verstaan het nie. En wat is dit? Dawid het nooit vergeet wie die ware koning van Israel is nie. Dawid het nooit vergeet wie die ware koning is nie. En hy het sy hoop in die ware koning van Israel geplaas en gevind. Hy het sy vertroue in die ware koning van Israel geplaas toe dit by Goliat gekom het. En hy het geweet dat die ware God van Israel sal nie toelaat dat hierdie onbesnedene, hierdie persoon wat buite die verbond staan, toelaat om die verbond te kom breek wat hy met hulle gesluit het of dit te kom kanselleer. Hierdie is hierdie God se fight. En ek wil vandag afsluit en vir julle sê, ek dink hierdie is eintlik ook ons grootste challenge as ons kyk na Dawid se storie. Ons grootste probleem in ons lewe is nie die Goliats nie. En baie keer as ons hierdie verhaal lees, dan fokus ons op die Goliats. Ons grootste probleem is nie die Goliats nie. Ons grootste probleem is die Sauls in ons lewe. Ons grootste probleem, wanneer dit by ons Goliats kom, wanneer dit by ons reëse kom, omstandighede, situasies, is ons vertrou verkeerde koning. Ons hoop op verkeerde koning. Want as jy deel is van God se verbond wat Jesus aan die kruis kom vestig het, en jy sy kind is, en jy deel is van die liefdesverbond, wat hy gesê het, want so lief het God die wêreld gehad, elkeen wat hom glo, sal nie verlore gaan, as jy deel is van daai verbond van sy liefde, sê hy, niks sal jou skei van die liefde van God in Christus nie. Sê Romeine vir ons, niks sal jou daarvan skei nie. En as jou hoop in ons God is, dan sal hy nie toelaat dat enigiets, daai verbond of enige voordele wat uit die verbond uitkom, deur Jesus te ken nie. Met ander woorde, Johannes 10 vers 10 lewe, volheidslewe, niks wat hy vir jou beloof as kind van hom of as volgeling van hom, niks voordele uit daai verbond uit kan enige Goliat of enige reus of enige omstandighede by jou kom vat as jou hoop en jou vertroue in die ware koning is nie. Hy sal deurkom. Hy sal daar wees vir jou. Hy sal antwoord. Dit is sy fight. Hy het gesê, niks sal jou skei nie. Hy het gesê, jy's myne. Niks kan nie, as daai God en die God, die koning, jou koning is nie. So ek wil jou hierdie vraag vandag kom vra. Nie wie is jou Goliat nie. Dit is al baie gevra en jy weet dit vandag. Wie is jou Saul? Wie of wat verwag jy iets van wat net die Here jou kan gee? Wie is die koning in jou lewe? Wie is die konings in jou lewe, waarop jy jou hoop en jou vertroue plaas? Ek wil vandag vir jou sê, as dit enigiets anders is as die koning, as dit enigiets anders is as die koning, dan is jy opgestel vir failure in jou lewe. Want hulle gaan jou teleurstel, dit gaan jou teleurstel, dit gaan jou val. En as jy groot vertroue en hoop op daai konings geplaas het, gaan die teleurstelling soveel groter wees, as jy op daai vertrou. Maar hier is die goeie nuus van die evangelie vandag. Dawid se koning is nog steeds die koning vandag. En daai koning staan voor Pilatus. Pilatus het gedink hy's 'n koning. En Pilatus vra vir hom hierdie vraag. Hy sê vir Jesus, is jy dan tog wel 'n koning? Vra Pilatus. U sê dit, dat ek 'n koning is. Antwoord Jesus. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê. Dis Jesus se woorde. Dawid se vertroue was in daai koning gewees. En daai koning is nog steeds vandag en ek wil jou vanmôre kom vra, wie is jou hoop en in wie is jou vertroue? Is jou vertroue in Dawid se koning? Is jou vertroue in koning Jesus? Of is jou vertroue in 'n mens? Is jou vertroue in jouself? Is jou vertroue in jou geld of in jou besighede of jou connections? Ag, wat ook al. Ons het nou baie voorbeelde vandag. En waarin is jou vertroue en jou hoop? En ek wil vandag vir jou sê, soos ons met hierdie reeks afskop, die Here het dit met my hart kom druk om vandag vir iemand te vra in hierdie plek. Het jy dit dalk nodig om weer opnuut die koning van Dawid, die koning van alle konings, koning Jesus, senter in jou lewe te kom plaas nie? Dis dalk hoekom jy so angstig is, dis dalk hoekom jy so bekommerd is, dis dalk hoekom alles uitmekaar uitval, want daar's iemand anders op die troon van jou lewe.
Jy moet hom heel eers die koning van jou lewe maak. En is hy die koning van jou lewe? Ja, hy wil jou redder wees, ja, hy wil jou verlosser wees, hy wil jou sondes kom wegvat, hy wil jou kom vrymaak. Hy wil al daai dinge doen en baie meeste mense wat hier sit en wat in die kerk is en meeste kerkmense het daai boksie getik. Maar weet julle wat sien ek? Hoeveel van ons het Jesus van 'n redder en 'n verlosser beweeg na 'n koning toe in jou lewe wat die heerskappy het, wat die alleen sê het, wat op die troon van jou lewe sit. Want dis dalk vir van ons 'n tweede skuif wat moet gebeur. Hy is dalk die koning van jou lewe, maar hy sit nie op die troon van jou hart nie. En uit hierdie storie uit sien ons Saul, die Israeliete, niemand kon die Goliat wat hulle so geridicule het verslaan nie, want hulle hoop was nie in die koning gewees nie. So ek wil jou eerstens vra, het jy op 'n plek gekom waar die koning is in jou lewe? Het hy jou gered? Het jy jou lewe aan hom oorgegee? En dan tweedens, is hy in beheer van jou lewe? Ons sit vandag met baie Christene, baie volgelinge van Jesus. Hy is nie in beheer van ons lewe nie. Ons emosies ran ons lewe, ons begeertes ran ons lewe, ons eie passions en drifte en whatever ran ons lewens. Ja, hy is die koning, maar hy is daar iewers. Nee, hy is nie so 'n tipe koning nie. Die konings van daai tyd en die koning nog steeds vandag, die koning wil alleen heerser in jou lewe wees. Hy wil op die troon van jou lewe sit. Jy kan nie die troon met hom share nie. Iets anders kan nie die troon met hom share nie. En as jy die reëse wat in jou lewe is en die Goliate wat in jou lewe is, wil bykom en wil verslaan en wil uitwis en tackle, dan gaan hy die koning van jou lewe moet wees. En hy gaan op die troon van jou lewe moet sit. Center stage in jou lewe moet kry. En jy gaan jou lewe volgens sy woord moet inrig. Jy gaan jou lewe moet inrig volgens sy woorde. En jy gaan alles in jou lewe moet tackle asof hy die koning is. So die vraag is vandag, is hy koning in jou lewe? Is hy center stage in jou lewe? Staan hy sentraal in jou lewe? Is hy nie net 'n koning nie, maar is hy die koning in jou lewe? Ons tyd is verby en ek wil vir jou vra, dat as dit jy is vandag, wil ek jou vra dat jy asseblief, as jy spesiaal vandag daai declaration wil maak, dat jy sal opstaan vandag as jy sê, weet jy wat, hy is nie die koning in my lewe nie. Hy sit nie center stage in my lewe nie. Ek wil spesiaal vir jou bid, daar gaan niks weerds gebeur nie. Ek wil net vra jy moet staan, en dan wil ek spesiaal vir jou bid vandag. Jy nie opstaan in hierdie oomblik nie. Ek wil spesiaal vir jou bid vandag, as jy daardie persoon is. Sê hy's nie koning in my lewe nie. Hy's nie sentraal in my lewe nie. Is daar so iemand vandag? Baie dankie. Baie dankie. Dankie vir almal wat die stap vandag neem, opstaan, prys die Here, staan op vandag, jy weet dit, hy weet dit, en ons hoef nie ons oë te sluit nie, dis nie 'n oorsluit ding nie, ons moet opstaan, it's publicly. Is daar nog iemand wat vandag moet opstaan, moenie dat jou ego jou terughou nie. Jy sal opstaan vandag en sê, hy is nie die koning in my lewe nie. Is daar nog iemand wat wil vandag moet staan, ek spesiaal voor kan bid? Nog iemand? Dis dalk die rede hoekom jy dalk nie die Goliats in jou lewe verslaan kry nie. Dis dalk die rede hoekom daai Goliats vir jou so ore aansit, die reëse. Jy hoop is op verkeerde koning. Dankie, daar staan nog steeds mense op vandag. Ek wil vra dat julle ander wat rondom hulle is, ons doen dit gewoonlik so, rondom iemand wat staan, wil julle net nie, mense wat die naaste staan op en sit julle hande op hulle. Ek dink as my so 'n public declaration maak, is dit belangrik dat iemand se hand op jou skouer is. Kom ons sit ons hande op hierdie ouens, hulle het vandag 'n public declaration gemaak en sê, Here, ek wil U die koning van my lewe hê. En ek weet dis vandag baie wat dit ook moet doen, wat nie gestaan het nie, maar ek kan gelukkig vir jou ook bid. Kom ons sit ons hande, niemand moet alleen staan nie. Niemand moet alleen staan nie. Here, baie dankie dat ek vandag, en ons as 'n geestelike familie vandag kan bid vir elke een wat staan. Dankie Here dat hierdie ouens vandag erken en dat hierdie ouens vandag sê hy is nie die koning van my lewe nie. Here, en ek weet nie, daar's dalk van hulle wat vir die eerste keer ooit die besluit moet neem en sê ek gaan U aanneem as verlosser, as saligmaker, as redder. Kom red my Here, kom vergewe my sondes, kom maak my vry. En is dalk ander wat U as verlosser en redder aangeneem het, Here, maar U is nog nie die koning van hulle lewe nie. U ran nog nie hulle lewe nie. U is nog nie op die troon nie. En wat vandag opgestaan het en gesê het, ek wil hê U moet ook heerskappy in my lewe vat. Ek bid Here Jesus vandag vir elke een wat staan, dat U vir hulle sal help om daardie besluit te neem, Here, dat hulle vandag sal kies om hulle fokus te skuif weg van die Goliats, weg van die goed wat hulle terughou, weg van die konings af, Here, wat hulle dalk op vertrou het.
Ek wil U vra, Here, dat U vir hulle sal help, dat hulle vandag 'n besluit sal neem en sal sê, ek gooi daai konings met God se hulp van die troon af. Ek gooi dit uit my lewe uit weg. Ek reken nie meer op hulle nie, ek maak nie meer staat op hulle nie, wat ook al dit vir hulle mag gewees het, en ek plaas vandag al my hoop, al my vertroue op die koning Jesus, Dawid se koning. Ek plaas vandag al my hoop, ek glo U is die enigste een wat dit kan doen, ek glo U dood oorwin, ek glo dat die dood uit opgestaan, Here, en U gee vandag vir my die autoriteit en die krag. En ek neem vandag die troon in my lewe in besit. Net daar waar jy staan, wil ek jou vra dat jy in jou hart dit sal bid vandag. Here, kom word koning van my lewe. Bid dit daar. Julle wat rondom hulle staan, bid dit vir hulle. Here, kom, word die koning van my lewe. Kom sit op die troon, Here. Ek diskaard alle ander. Is U alleen. En ek kom bid vandag, Here Jesus, dat U elkeen wat staan sal help om te staan. Galasiërs 5:1 wat sê, Here, dat ons sal sterk staan. Staan dan vas in die vryheid waarom jy geroep is en moenie julleself weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Dat ons sal vas staan, Here. Dat hulle U die koning sal maak en dat U vir hulle sal help om elke Goliat, elke reus in hulle lewe te verslaan, Here. Ek bid vir die wat nie opstaan, Here, vir die van ons wat hier sit, dat ons opnuut U ook die koning van ons lewe sal maak. Almal wat met Goliat te battle, Here, almal wat met reuse, omstandighede, situasies in hierdie oomblik gewikkel is in 'n stryd. Here, dit hoef nie ons stryd te wees nie. Ons is nie eens veronderstel om eintlik veel te doen nie. Ons is net veronderstel om vir U te sê, Here, dis U fight, want ek is U kind, ek is in verhouding met U, ek is in 'n verbond met U, en U het gesê, niks kan my skei van die liefde nie. So fight this for me. Ek bid dit vandag, Here Jesus, dat ons op daai waarheid sal staan, dat ons vandag daai keuse sal maak. En Here, dat ons U sal toelaat om as die koning, elke Goliat, elke reus te kom oorwin, Here. Help ons om die Sauls in ons lewe uit te gooi. En help ons om op koning Jesus te vertrou. Koning Jesus, bring oorwinnings, bring deurbrake, bring bevryding, bring healing, bring genesing, bring groei, Here, bring boldness in ons harte in, om die lewe te leef met die boldness wat die koning vir ons gee. Ek bid dit vandag in hierdie plek, ek bid in die Gees, Here, dat U iets sal kom doen. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou daarvoor. Dankie dat ons kan sê, Amen, in die naam van Jesus. Amen. En julle wat staan, julle kan maar weer sit, maar ek wil julle nooi as jy 'n spesiale gebed nodig het vandag, ons gaan mense hier voor, kom bid asseblief saam met ons. En mag die Here jou ryklik seën. So hoop ons sien jou volgende Sondag weer. Ons gaan aan met Dawid se storie en ons sien uit na dit wat die Here in hierdie reeks gaan kom doen. Be blessed, mag dit 'n wonderlike dag vir julle wees. Onthou, Konneksiepunt is oop vir almal wat die eerste keer hier was of nog nie 'n draai gemaak het daar nie.